Vanoggend begin ons gaan 2 dele doen, ons reeks geestelike vernuwing. Nou, almal van ons, meeste van ons hier seker, het, toe ons lewe vir Jesus gegee het, 'n geestelike ontwaking beleef, as ek dit so kan stel. Daar het geestelike verlossing plaasgevind. Maar nou dat ons op ons geloofsreis is, en 'n pad stap, saam met Jesus, is daar geestelike vernuwing wat plaasvind in ons lewens, nê? Want ons groei in die Gees, ons groei in die Here, God se doel is dat ons groei tot by geestelike volwassenheid. En met tye is daar geestelike vernuwing wat plaasvind. Ons kom soms op plekke en situasies in ons lewens, wat ons gebed is, Here, ek het 'n geestelike vernuwing nodig. Ek het 'n geestelike deurbraak nodig. En ek wil 'n bietjie daaroor praat vandag en dit vanuit die skrif benader. So, my vraag vandag is, wie van julle is gereed vir 'n geestelike deurbraak? Is julle gereed vir dit? Hou vas in jou stoel, hier kom dit. Hoe gebeur dit? Wel, ek dink, om by die begin te begin, moet ons besef dat ons moet naby aan God bly. Bly naby aan God, want geestelike vernuwing is uiteindelik 'n werk wat God doen. Ons kan dit nie probeer vervaardig of probeer skep deur een of ander program nie, of een of ander geestelike kamp of konferensie nie. Ja, dit is alles, dit dra so 'n bietjie by, maar is op die ou einde eintlik God se Gees wat dit doen. God se Heilige Gees wat die werk doen. Die skrif leer ons dat geestelike transformasie vind plaas wanneer die Heilige Gees die woord van God in die mens se hart lewendig maak. So, hoe doen God dit? God het verskillende hulpmiddels wat hy gebruik om dit te doen. Kom ons gaan kyk daarna. Wat is die eerste hulpmiddel? Wel, dis die Bybel, dis die woord van God, nê? Want deur die woord van God beskerm hy ons teen misleiding, teen onkunde, teen verwarring. 2 verse wat julle baie goed ken in Psalm, sê dit so mooi, Psalm 119 vers 104 en 105, uit u bevele kry ek verstand. Daarom haat ek elke leenpad. Dis mooi, nê? Uit u bevele, met ander woorde, uit die woord van God kry ek verstand. Daarom haat ek elke leenpad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dawid het hierdie baie goed verstaan. Jy sien, wanneer ons in die duisternis is van misleiding en onkunde en verwarring, het ons die woord, het ons die Bybel, wat soos 'n lig skyn in ons situasie, en wat weer vir ons net vrede gee en duidelikheid gee, wanneer ons in verwarring is, of wanneer daar onkunde betrokke is. So, God gebruik sy woord, dis een van die hulpmiddels, hoe hy geestelike deurbraak, of geestelike vernuwing laat plaasvind. Die tweede is, God gebruik 'n situasie, waar omstandighede soms, om ons te verneder. Want ons as mense raak soms bietjie hoogmoedig, ons raak selfvoldaan, ons dink ons kan sonder God regkom. Ons is okay. En God is nie meer bo aan ons prioriteitslys nie, en ons lewe asof ons hom nie nodig het nie. So God leer ons om gehoorsaam en afhanklik te wees van hom, deur ons te verneder. Die woord sê, Matteus 23 vers 12, wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Wie van julle het al situasies beleef, wat jy besef, ek het aan die einde van myself gekom, ek is plat geslaan, ek voel totaal verneder. Wie was al daar? Ek was al daar. Dan besef 'n ou net, jy het God nodig. Want sonder God gaan jy nie deur hierdie ding kom nie. God moet groter word in my lewe, in hierdie situasie, en ek moet kleiner word. So God gebruik dit soms as 'n hulpmiddel. Die volgende een is die oortuiging en verligting van die Heilige Gees. Sien, wanneer die Gees van God, die woord van God in 'n gelowige se hart gebruik,
bring hy oortuiging, hy bring groei en verandering en vernuwing. Hy bring dit vir ons. Sê die skrif waarsku ook mense dat ons kan die waarheid ook weerstaan en daarvoor moet ons ook versigtig wees, want die Heilige Gees kom en hy wil 'n werk doen in ons. Hy oortuig ons, hy initieer homself in ons, as ek dit so kan stel, en hy wil 'n werk doen, maar soms is ons as mense opstandig en ons weerstaan die, ek wil nie, Engelse woord, the unction of the Holy Spirit. En ons laat nie toe dat hy werk in ons nie, want in Matteus 13 sien ons dat sommige hoor die woord en dit val vinnig weg. Ander hoor dit en die sorges van die wêreld verstik die waarheid. So God kom en hy initieer vernuwing. Hy wil jou vernuwe deur sy Gees. En hy gee sy woord. En die Heilige Gees nooi ons en hy trek ons nader. Wat moet ons doen? Wat is ons verantwoordelikheid? Wel, ons moet reageer daarop en aanvaar. Sê, Here, hier is ek. Doen 'n werk in my, vernuwe my en moet dit nie verwerp nie. Ek meen in Handelinge lees ons Stefanus sê vir die godsdienstige leiers, hy sê vir hulle, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Mag ons nooit by die plek uitkom waar ons die Heilige Gees weerstaan as hy wil werk in ons lewens nie. Mag ons geestelike ore altyd oop wees en ons sensitief bly vir die werking van die Heilige Gees. Die Hebreërs waarsku gelowiges om nie hulle harte te verhard nie. Wanneer jy sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. So, die woord van God is kragtig en voldoende. En is sterk genoeg om jou te vernuwe. Nou, hoekom is daar sommige mense wat dan nie vernuwe word nie, of hulle stagneer geestelik? Jy sien ouens, geestelike vernuwing gebeur eers wanneer die hart nederig daarop reageer. Sê Here, ek gee oor aan u werking van die Gees en in die skrifte, want God kom en hy openbaar dit deur die skrif vir ons. En Here, ek gee oor aan dit. Nog 'n hulpmiddel is bekering en geloof. Soms is dit nodig vir jou as jy by 'n plek uitkom in jou lewe en jy het 'n geestelike deurbraak nodig, wat jy moet sê, Here, hier's iets in my lewe wat my terughou. Help my. En ons draai weg van dit, ons bekeer ons van dit en ons lê dit af. Handelinge 3 vers 9 sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Wat is die verskil tussen ware geestelike vernuwing en oppervlakkige geestelike vernuwing? Ware geestelike vernuwing maak God groot en die mens klein. Maak God groot en die mens klein. Terwyl daai oppervlakkige geestelike herlewing of vernuwing die mens sentraal maak en God net as 'n hulpmiddel gebruik. 'n Oppervlakkige geestelike vernuwing maak mense opgewonde oor wat God vir hulle moet doen. God moet dit doen, hy moet dat doen. Dit gaan alles oor hulle, wat hulle kan ontvang in die proses. Maar 'n ware geestelike hernuwing of vernuwing maak ons opgewonde oor alles wat God ons geroep het om te doen en wat God wil hê ons moet word vir hom, sodat ons vir hom 'n hulpmiddel kan wees, nie hy vir ons nie. Dis waarlik geestelike vernuwing. Die duidelikste bewys dat iemand 'n ontmoeting met God gehad het, is nie net opgewondenheid nie, maar dit is transformasie, verandering. Ek meen Jesaja, hy het God gesien, hoog en verhewe, en wat het gebeur? Dit het hom nederig gemaak. As ons dink aan Moses sien God in die brandende bos. Hy sien God terwyl hy weggesteek is in die rots. En wat maak dit? Die vrug van dit is, Moses het toe vrymoedigheid om te doen wat God hom geroep het om te doen. Hy is toe dapper en selfversekerd en gezaghebbend, en hy gaan staan voor Farao, en hy sê, laat my mense gaan. God sê, jy moet sy mense laat gaan. Hy het dit nie in die begin gevoel nie, hy wou nie eens gegaan het nie, onthou julle? Maar God doen 'n werk in hom, ons kan die vrug sien in sy lewe. Paulus, op pad na Patmos toe,
het hy 'n fantastiese lig gesien wat skyn. Jesus het aan hom verskyn. Hy het hierdie wonderlike ervaring, 'n emosionele belewenis. Maar dit het gelei na iets toe. Dit het gelei na 'n lewe wat totaal getransformeer was. En die vrug het ons gesien in Paulus se lewe. So hoe vind ware geestelike vernuwing in ons lewens plaas vandag? Deur God te ontmoet en ook deur God in die skrifte te sien. Sien, want wanneer ons die skrif akkuraat en omvattend, kontekstueel ondersoek, dan vind ons in die skrifte God se karakter, sy eienskappe. Ons sien God se hart en ons sien Jesus ook in die skrifte. En wanneer ons God ontdek in die skrifte, ouens, doen dit iets in ons binneste. As ons besef wie God werklik is. Ouens, ek weet nie van julle nie, as ek die skrifte ondersoek en ek vind in die skrifte dat God liefdevol is, hy is almagtig, hy is my voorsiener. Man, maak dit my opgewonde oor hom en laat dit my 'n vrede hê wat alle verstand te bowe gaan. Dit maak my liewer vir hom. Sien, 'n ware geestelike hernuwing, dit hang van God af. Nie van een of ander mensgemaakte ding nie. Dit hang van God af. Dis hy alleen wat dit doen. Metodes kan nie 'n ware, autentieke geestelike vernuwing teweegbring nie. Maar die skrif wat reg en akkuraat en omvattend geleer word onder leiding van die Heilige Gees, ouens, doen dit vir ons. Gee ons daai geestelike vernuwing. Daarom is die lering van die skrif so belangrik. Ek meen, ons lees van hierdie proses in Jesaja 28 vers 13. Maar die skrif sê, die woord word geleer, God se woord word geleer deur die profeet. Gebod op gebod, reël op reël. Die Engels sê dit so mooi, line upon line, precept upon precept, word dit gebou in ons lewens, en so groei ons. So wat is 'n Bybelse begrip van sonde en boosheid en ongeregtigheid? Want soms bevind ons onsself in 'n plek waar ons vervlou het in ons wandel met die Here, waar dit nodig is om ons te bekeer. En vandag wil ek gou kyk na, wat is sonde dan? Wat is daai boosheid of wat is daai ongeregtigheid wat ons vashou soms? Ons moet verstaan wat die Bybel leer daaroor. Dit is nie die afwesigheid van goedheid of die afwesigheid van God nie. Sonde is wanneer die mens rebelleer teen God. Ons sien dit van die begin af. Dis aktiewe rebellie teen God. 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloos. Beteken eenvoudig, ons rebelleer teen God se woord. Ons rebelleer teen God se gebooie. Die Bybel beskryf sonde as wetteloosheid. Dis waar ons God se gesag verwerp. Sê, Here, ek is my eie gesag. Ek is in beheer van my eie lewens, of my eie lewe. En ons verwerp God se gesag. Boosheid is ook morele verdorwenheid van die hart en aktiewe rebellie teen die wil van God. En ons sien dit van Genesis af. Ek meen, Adam en Eva het teen God gerebelleer, toe hulle ongehoorsaam was. Dit was 'n direkte bevel dat hulle nie van die vrug moes eet nie. En hulle het in opstand gekom teen God se gesag en hulle het gedoen. En omdat sonde rebellie is, vereis dit geestelike vernuwing, meer as net nuwe emosies en geestelike ervarings. Daar moet geestelike vernuwing plaasvind. Dit vereis bekering. 'n herstelde onderwerping aan God se gesag. Sê, Here, U is die gesag in my lewe. Ek onderwerp myself aan U. Die woord van God bring lig vir ons. God gebruik sy woord om lig in ons te skyn. En dit begin in ons denke. Psalm 119 vers 130 sê, die opening van U woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Psalm 19 vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Die English Standard Version sê, dit verlig ons oë. Dit skyn op ons. En wanneer ons die skrif sien wat deur die Gees skyn in ons lewens, bring dit geestelike vernuwing. Dit bring geestelike vernuwing.
Wanneer die Heilige Gees die skrif vir 'n gelowige verlig, begin die geestelike waarheid van die skrif duideliker word vir ons. Ons verstaan dit beter. So waar begin hierdie geestelike vernuwing? Ouens, dit begin in ons denke. As ons die skrif werklik deur die Gees begin verstaan, en dan kom die vuur in ons harte. Romeine 12 vers 2, ek gaan dit vir julle wys. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoe vernuwe ons gemoed? Deur die woord. Dit verander ons. Wanneer ons denke vernuwe met die woord, verander dit ons, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So, die lig van die woord skyn in ons lewens, ons verstaan die waarheid, dit bring oortuiging in ons hart, en dan bring dit verandering, van openbaring na transformasie. Geestelike diepte, 'n belangrike ding vir dit, is ook, dit word gemeet aan uithou vermoë, nie aan emosionele intensiteit nie. Matteus 13 vers 20. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, struikel hy dadelik. Dit is net 'n tydelike ding. Ek meen, 'n emosionele reaksie op die werking van die Gees of die evangelie wat verkondig word, wat positief is 'n goeie ding. Maar dit moet gevolg word deur geestelike diepte en wortels in die woord van God, sodat ons beproewinge kan weerstaan en kan deurstaan. Daar moet groei plaasvind. Hoe gebeur dit? Deur die woord van God. Wanneer die Gees deur die woord wys wie God werklik is dit die resultaat van 'n hart wat verander is deur God. Dis nie bloot net 'n emosionele opgewondenheid nie. Daar's 'n diepe transformasie wat plaasvind. Onthou julle die Sondagskoolliedjie, lees jou Bybel en bid elke dag? Wat sê reeltjie wat daarop volg? En jy sal groei. Groei. Dis eenvoudig, maar kragtig en waar. Jy sien, opgewondenheid sonder waarheid kan lei na onstabiliteit. Romeine 10 vers 2 sê, want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. 'n Ywer het, maar sonder kennis. Maar wanneer 'n gelowige groei in kennis van God deur die skrif, ouens, gebruik die Heilige Gees daardie waarheid. Dis hy wat dit doen. Dis wat gebeur as die Gees in ons begin werk, deur die skrifte en die Heilige Gees wat ons lei, dan vorm hy ons begeerte selfs, en ons wil nie meer doen wat die wêreld wil hê ons moet doen nie. Ons wil doen wat God wil hê ons moet doen. Ons het 'n begeerte na dit. Ons oortuigings verdiep. Ons weet wat ons glo, en ons weet aan wie ons behoort. Ons liefde vir God versterk. Weet nie van julle nie, as ek lees in die woord dat hy 'n liefdevolle Vader is, dat God 'n liefdevolle Vader is. Ouens, dan motiveer dit my om lief te wees vir hom. As ek lees in die woord dat hy my eerste lief gehad het, dat hy sy liefde aan my gegee het toe ek die slegste verdien het, ouens, dan motiveer dit my om liewer te wees vir hom. En wat doen die Gees dan wanneer hy in ons werk? Ouens, selfs ons gehoorsaamheid word beter, as ek dit so kan stel. Ons is meer gehoorsaam aan God se wil in ons lewens. En so groei die Christelike lewe dieper en meer standvastig. Dis 'n werk wat die Gees doen. Ware vernuwing word nie deur menslike pogings alleen voortgebring nie, maar deur die werking van die Heilige Gees, deur die skrifte. Want die Gees kom en hy maak die waarheid van die skrif vir ons oop. En is jou hart vanoggend nederig genoeg om dit te ontvang? Om die werking van God se Gees te ontvang in jou lewe? As dit is, waarborg ek jou, God gaan jou 'n geestelike deurbraak en vernuwing gee. Jy sien, want ware geestelike vernuwing produseer gewortelde gelowiges, standvastige gelowiges, terwyl 'n oppervlakkige herlewing verbruikers produseer. Ons sien dit so baie in deesdae in die kerk. Gelowiges het net verbruikers geword.
Hulle is in hierdie ding net om te kyk wat hulle uit dit kan kry. Wanneer God ons deur sy gees vernuwe, is geestelike volwassenheid die doel. God wil hê jy moet groei. God wil hê dat jy geestelike volwassenheid moet bereik. Jy moenie net bly waar jy was toe jy jou lewe vir die Here gegee het nie. Jy's nou op hierdie geloofsreis, op hierdie pad, sodat daar groei in jou lewe kan plaasvind. En as dit net vir jou gaan oor geestelike ervarings en belewennisse, dan gaan jy nie groei nie. Daar moet standvastige, gefundeerde verandering deur die skrif in jou lewe plaasvind, voordat daar werklik groei kan gebeur. Hoe weet ons dat 'n boom volwasse is? Hy dra vrug, nê? En die rede hoekom 'n boom vrug dra, is nie sodat hy sy eie vrugte kan eet nie. Hy dra vrug sodat ander van sy vrugte kan eet. Is dit nie so nie? So hierdie persoon wat tot volwassenheid groei, is die produsent. Hy's nie net 'n verbruiker nie. En hoe kan ons sien dat iemand werklik waar groei en geestelik verander is en dat daar transformasie plaasgevind het? Deur vrug wat hulle dra. Dis die bewys dat geestelike groei plaasvind. Want die een wat geestelike vernuwing ervaar het en verander is die een wat vrug dra en verander skaduwee bied. Ander wat honger is, kan kom eet van hierdie vrugte. Die wat verlore is en wat lyding nodig het, kan kom geniet van hierdie vrugte. En God roep ons, groei ons op, help ons om te groei in die gees, sodat ons verander 'n getuienis kan wees deur vrug te dra. Dit gaan nie net oor jou nie, om te kry en te kry nie. Dit gaan oor, is jy 'n produsent vir die evangelie en die goeie nuus? En ek sluit af met die volgende. Die ware geestelike vernuwing het oorleef die oomblik toe dit gebore is. 'n waarlike geestelike vernuwing is nie net 'n eenmalige gevoel nie. Toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, ek weet nie van julle nie, dit was vir my 'n wonderlike ervaring. En dis goed, maar dit bly nie daar nie. Van daar af groei ons nou. Dis 'n permanente werk van die Heilige Gees in ons lewens. Dit hou nie op nie. So, hoe maak ons dan vandag se boodskap van toepassing op ons? Dalk het jy vandag 'n geestelike deurbraak nodig. Jy het geestelike vernuwing nodig. Wel, kom ons gaan kyk na die skrif. Dalk is dit in jou huwelik waar jy geestelike vernuwing of 'n deurbraak nodig het. Wat sê die skrif? Dit sê manne, wees lief vir jou vrou. Manne, jy moet jou vrou so lief hê soos wat Christus die bruid lief gehad het. Nou, sien julle wat gebeur? Nou werk die Gees in ons. Ons sien wat die skrif sê oor die huwelik. Hy sê vroue respekteer julle manne. Daar's soveel skrifte in die woord oor die huwelik. Dis ons dankie Here, nou begin die Gees in ons te werk en God kom deur sy Gees en hy gee jou vernuwing en 'n deurbraak. Deur die skrif, deur die Gees wat die skrif oopbreek en oopmaak vir jou. Dalk het jy 'n deurbraak nodig in jou finansies. Wat sê die skrif? Ek sal voorsien in al jou behoeftes. Volgens my rykdom en heerlikheid. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Wat sê God verder in die woord? Hy sê God het 'n blymoedige gewer lief. En soos ons hierdie skrifte lees en die skrif ondersoek, bring God groei, transformasie en vernuwing in ons lewens. Dalk het jy in jou gemoed vandag 'n deurbraak nodig. Jy's dalk swaarmoedig. Wat sê die skrif? Die blydskap van die Here is jou beskutting. Die woord sê vir ons dat moenie angstig wees nie, maar laat julle begeertes aan my bekend word deur gebed en smeking en danksegging. En dan sal julle 'n vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Kan julle sien hoe die Gees die skrif deur die skrif werk en vir ons vernuwing bring, transformasie bring? En so kan ek aangaan. Dalk sukkel jy met een of ander verslawing in jou lewe. Iets wat 'n gewoonte geword het in jou lewe. Die skrif sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Hy sê in Petrus, werp al julle bekommernisse op my. En vanoggend wil ek jou 'n geleentheid gee, ek gaan vir ons bid.
As jy 'n geestelike deurbraak nodig het, watter area daar ook mag wees in jou lewe, wil ek vandag vir jou bid dat die Heilige Gees 'n werk in jou doen en begin om daai vernuwing aan die gang te sit. En dan wil ek jou vra, ondersoek die skrifte daaroor. Dis baie belangrik. Ondersoek die skrifte daaroor. Wat sê God se woord oor hierdie uitdaging in my lewe? En jy gaan sien hoe God jou vernuwe en 'n deurbraak gee in daardie area in jou lewe. So kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, ek dank U, Here, dat U so getrou is. Dankie dat U skrif ons rigting gee en leiding gee. En ek wil vanoggend bid, Here, en vra dit, as enige iemand is wat 'n geestelike deurbraak nodig het, wat geestelike vernuwing nodig het, vra ek U, Here, dat U hand, U kragtige hand sal uitstrek en hulle sal aanraak vandag in Jesus naam. En dat U ook deur U woord vir ons sal wys, Here, dat die waarheid oor daai spesifieke uitdaging reeds opgeteken is in die skrifte. En dat die Gees soos 'n lig sal skyn in ons lewens oor daai spesifieke uitdaging, Here. En dat U vir ons vernuwing en 'n deurbraak sal gee deur die woord vandag, Here. Ek dank U, Vader, dat U getrou is en dat U 'n werk doen in mense se lewens vandag, Here. In Jesus naam. Amen. Amen.